Jesus, Jesus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees. Ons is besig in 'n reeks in die boek 1 en 2 Timoteus. Waar trek ons op die oomblik in die boek? Ons is by 'n deel waar Paulus baie prakties raak oor hoe jy moet leef as kinders van die koninkryk van God. Nou as ons aan ons wêreld dink, dan is daar verskriklike groot dinge besig om te gebeur. Ons sien van oorloë en ek het nou gister gehoor hoeveel lande nou al direk betrokke is by hierdie oorlog, wat eintlik nie 'n oorlog is nie, maar 'n oorlog is. En jy hoor van al hierdie dinge, dan kan ons nie ons ore toemaak en maak asof dit nie bestaan nie. Ons moet altyd wys, dink en bid daaroor, maar ons moet ook nie dat dit ons lewe oorneem. En vergeet dat die Here ons hier in Stilbaai gesit het, in ons familie, in ons werk, laat ons, dit is ons primêre fokus. Die oorlog is nie my primêre fokus nie. My primêre fokus is wat Jesus in my doen en deur my doen hier waar ek nou is. En dis hoekom Paulus baie prakties raak oor hoe moet jy hierso leef? Ek meen hy skryf hulle in Efese. Ouens, dis hoe julle as 'n kerk in Efese moet bestaan. En nou, hy leer vir hulle die reëls van die koninkryk. As jy na 'n ander koninkryk toe trek, as jy na 'n ander land toe trek, dan is daar nuwe reëls en gebruike wat jy moet aanleer. Al voel jy jou ou reëls werk vir jou. Al voel jy, ek kan nie verstaan hoekom hierdie nou moet verander nie. Dit maak net sin. Jy kan nie van hier af Amerika toe trek en besluit, kyk, aan die linkerkant van die pad te ry werk vir my. Ek is gewoond daaraan, ek is gemaklik daarmee. Ek gaan nou maar net aanhou aan die linkerkant van die pad ry. Dit gaan nie werk nie. En dit is presies so met die koninkryk van God. Ons word gebore in die koninkryk van duisternis. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Niemand word gebore in die koninkryk van God nie. En dan leer ons die koninkryk van die duisternis. En daar's 'n paar reëls wat dit werk. Dit werk vir jou. Dit werk vir die samelewing. Dit is dalk nie langtermyn goeie dinge nie, maar dit werk. En dan kom Jesus en hy roep ons tot redding. Ons oë gaan oop vir waarheen ons op pad is. Ons oë gaan oop vir ons sondes en ons oë gaan oop vir die kruis. En ons sien Jesus het die prys betaal dat ons lewe kan hê. En dan buig ons die knie voor hom en ons smeek vir vergifnis van sondes en ons kom in geloof en hy red ons. En red is nie net hier's jou kaartjie, jy kan eendag hemel toe gaan nie. Red is ruk jou uit hierdie koninkryk uit en sit jou in die koninkryk van lig in. En nou moet ons begin om die koninkryk van lig se reëls te leer. Nuwe en beter reëls. Nou, verlede week se reël het party mense 'n bietjie baie omgekrap. Party mense omdat hulle nie mooi geluister het nie, maar dit gebeur ook altyd. Die reël wat Paulus verskriklik duidelik verlede week gemaak het, is dat God wil hê dat die lerende leiers van die kerk moet manne wees. Dis 'n reël. Dis daar. Nou kyk, in die koninkryk van die duisternis is dit nie 'n reël nie. In die koninkryk van die duisternis sê ons, jy onderdruk mense as jy sê hulle mag sekere dinge nie doen nie. In die koninkryk van die lig sê ons, jy bevry mense deur sekere dinge van hulle skouers af te haal, dat hulle ander dinge kan doen. En so, God wil hê dat mans die leraars van die kerk moet wees. Nou, ons moet nou nie te pedantic, daar's nie 'n goeie Afrikaanse woord vir pedantic nie. Ons moet nou nie te veel op hierdie titels fokus nie. As daar nou 'n vrou is, want vrouens mag vrouens lei en leer. Vrouens mag kinders lei en leer. So as daar nou iemand is en haar roeping in die lewe is om kinders te bedien en kinders te lei en kinders te leer van Jesus en sy noem haarself 'n kinderpastoor, dan is haar bediening nie onbybels nie. Daar's 'n roeping op vrouens om 'n rol in te neem in daai posisie. Maar vir 'n vrou om 'n leierskapposisie oor die hele kerk te neem, al doen sy dit saam met haar man, al noem sy haarself nie 'n pastoor nie, dit is teen God se Bybelse reëls. En ek wil regtig gaan pleit as jy dit nog nie gedoen het, gaan kyk na verlede week se preek. Want soveel mense het opinies hieroor en het nog nooit na die tekste gekyk nie. Hulle het nou maar net besluit, linkerkant ry werk nou maar net die beste. Hoe kan enigiemand sê dat jy nou aan die regterkant van die pad moet ry? Gaan bestudeer die tekste, gaan luister na die preek en hoor dis regtig wat God sê.
So, verlede week se les is 'n moeilike les vir diegene wat gekondisioneer is deur 'n wêreldbeskouing van die wêreld. En ek wil jou uitdaag om te bestudeer hoe God werk en ook hoeveel skade hierdie kan doen. As jy moet gaan 'n studie doen oor hoe feminisme die wêreld verander het. En ek het verlede week gesê, die eerste vlaag van feminisme was goed. Die eerste vlaag van feminisme is moenie vrouens slegter hanteer nie. Vrouens se waarde is dieselfde. En die kerk moet saamstem. Ja, dis wat die Bybel leer. Daar's niks belangriker in 'n man of beter in 'n man nie. Maar toe kom die tweede vlaag van feminisme wat sê daar's geen verskil tussen 'n man en 'n vrou nie. Alles wat 'n man kan doen, kan 'n vrou doen. Nou ek het gesê ons trek nou in 2026 by die natuurlike uitvloeisel daarvan. Nou kan 'n man sê hy's 'n vrou en 'n vrou kan sê sy's 'n man, maar daar's geen verskil nie. En toe kom die derde vlaag feminisme wat gesê het, ons het nie mans nodig nie, mans is die probleem. En dit is so baie subtiel in die samelewing, dat as mans net betrokke raak, kan vrouens nie maar net alles doen nie. Maar ek wil jou gaan uitdaag om 'n studie te gaan doen oor hoe die wêreld verander toe feminisme ingekom het. Dit het vryheid aan vroue beloof, maar wat het dit gebring? 'n Wêreld van meer egskeidings, meer sukkelende gesinne, meer enkelmaas, meer depressie, meer mishandeling, meer vrees en 'n generasie van mense wat hulle siele op OnlyFans verkoop. Dit het nie die wêreld beter gemaak nie, want die wêreld se reëls maak nooit die wêreld beter nie. Die wêreld het God se goeie ontwerp aangeneem, gehoor en gesê, maar ons het beter reëls. En toe breek die samelewing. En dit gebeur wanneer ook al mense dit doen. Een van die grootste skade wat die apartheidsjare gedoen het, was om mans uit die samelewing uit te trek en hulle in die myne in te druk. Ek het op 'n tyd Xhosa klasse geloop in Kaapstad, en as jy die geskiedenis van die Xhosa nasie leer, dit is 'n ongelooflike nasie van sorg, van 'n netwerk van sorg, want daar's nooit 'n weeskind nie, daar's nooit 'n weduwee wat nie versorg word nie, want daar's 'n netwerk van, as my pa doodgaan, dan word daai ou my pa. Nou ons wit mense verstaan dit nie, ek mag dit sê, want hier is net wit mense hier vandag. Ons wit mense verstaan dit nie, want dan kom jou werker by jou en hy sê, my pa is oorlede, ek moet na 'n begrafnis toe gaan, en jy sê, dis verskriklik erg, hierso, kan gaan. En dan 2 jaar later kom hy selfe ou en sê, my pa is oorlede, ek moet na 'n begrafnis toe gaan, en jy gaan, hey, wag 'n bietjie. Maar hy jok nie. Daai dag wat sy pa dood is, het sy pa se oudste broer sy pa geword. Dis sy pa. Dis nie so sy pa nie, dis nie die rol van sy pa, dis sy pa. En soos hy 2 jaar later doodgaan, dan is dit sy pa wat doodgaan. En dis hierdie ongelooflike netwerk wat deur God se genade ingekom het om sorg vir mense te gee. En die apartheidsjare kom en hulle ruk mans uit daai samelewing uit en hulle druk hulle in die myne in en ons sukkel nou nog met die nagevolge van daai gebroke samelewing. Oomblik wat ons inmeng by God se planne, breek ons dinge. So as verlede week se Bybelteks vir jou verkeerd gevoel het, gaan vra vir jouself, hoekom voel dit verkeerd? Het jy al die punt van volwassenheid bereik waar jy sê, my opinie beteken niks as dit nie in lyn met die Bybel is. My opinie is niks as dit nie in lyn met die Bybel is nie. Baie Christene hou vas aan onbybelse menings, omdat hulle eie gedagtes hoër ag as God se woord. Dis maar die waarheid. Okay. So, as jy worstel met hierdie waarheid, is God se reëls daar om vrouens te beperk? Nee. Dis daar om vrouens te bevry van die las van kerkleierskap, om op ander gebiede te floreer. En dit bring ons nou by vandag se teks. Dis hoekom die twee tekste geskakel tussen hulle is. Paulus gaan vandag praat oor 'n bediening wat net vir vrouens is. En dis om kinders te baar en groot te maak. So ek is baie jammer as daar enige verwarde woke individue hier is, wat dit verskriklik aanstootlik gaan vind om te hoor dat mans nie kan die babas kry nie, maar dit is ongelukkig waar. Daar's 'n bediening wat God net vir vrouens gegee het, en dis om kinders te baar en kinders groot te maak. So, hier is nog 'n teks wat baie verwarring en woede en frustrasie en dinge kan veroorsaak, as mens nie behoorlik daarna kyk nie, maar kom ons kyk daarna. En dis hoekom die tema van vandag is ek aan hierso, die glorieryke bediening van kinders grootmaak. Ek wil reg van die begin af sê, dat jy nie met iets in jou oor hak en dan heeltyd so luister nie.
hierdie boodskap en hierdie gedeelte het nie die doel om vrouens te beskaam wat nooit kinders gehad het nie. Ons gaan sien, dis glad nie die doel nie. Hierdie is ook nie om vrouens te laat skaam voel as hulle moet gaan werk nie. En nie heeldag by hulle kan. Dis glad nie die doel van hierdie teks nie. Maar God probeer vir ons 'n ontwerpreël en hy moedig ons aan om 'n samelewing te bou waar hierdie dinge werk. 'n Samelewing waar mans opstaan en leierskap vat. Waar vrouens nie onderdruk word nie, maar die kans gegee word om hulle kinders groot te maak. So jy kan jou Bybel oopmaak daar by 1 Timoteus 2. Ons gaan lees 11 tot 15 weer, maar ons gaan vandag net na vers 15 kyk. So maak asseblief jou Bybel daar oop. Voor ons lees, kom ons bid net saam. Ja Here, dankie vir u woord wat regtig 'n lig vir ons pad is, want sonder dit gaan ons tone en ons knieë en ons koppe so baie stamp. As ons oorgelewer word aan ons eie vermoëns, ons eie gedagtes, ons eie besluite, ons eie opinies, dan gaan ons soveel foute maak. Maar dankie dat u woord regtig 'n lamp is. 'n Lamp vir my voet, dat ek weet waar om die volgende tree te gee. U gee nie altyd vir ons die langtermyn prentjie nie, maar u gee vir ons die tree vir nou. Wat wil u nou? So Vader, ons bid dat u vandag met ons sal praat. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees daar 1 Timoteus 2 vers 11 tot 15 wat sê: 'n vrou moet haar stilweg laat onderrig in volle gehoorsaamheid. Ek laat nie toe dat 'n vrou onderrig gee of oor 'n man gesag uitoefen nie. Sy moet haar stil gedra. Nou weet, as jy wonder oor hierdie stil, gaan luister na verlede week se preek. Adam is immers eerste geskep, daarna Eva. En Adam is nie mislei nie, maar die vrou het haar mislei, haar laat mislei en het 'n oortreder geword. Maar sy sal verlos word te midde van kindergeboorte, mits hulle volhou om gelowig, liefdevol, heilig en ingetoe te lewe. Ons wil terugkom na die maar, so hou na die maar vas, ons gaan terug na hom, want hy skakel met die vorige een. Maar kom ons kyk eers na hierdie idee van verlos word te midde van kindergeboorte. Nou die term daar vir verlos is die term wat ons in Engels sal sê, to be saved. Grieks is sozo, so om gered te word. So hierdie teks sê, vroue sal gered word deur kindergeboorte. Nou op die eerste oogopslag lyk hierdie nogal oulik. Dis amper soos 'n cheat code in 'n speletjie. Daar's hierdie moeilike pad van om die Here heeltyd te volg, of ek kan net 'n kind kry. En dan as ek gered, dan gaan ek hemel toe. Maar dis wy weer eens, wys jy hoe sleg die lewe vir die mans is. Ons het nie sulke cheat codes nie, maar in elk geval, dit kan nie wees wat dit beteken nie. Dit kan nie wees dat 'n vrou gered word omdat sy 'n kind kry nie, want dit weerspreek alles wat die Bybel sê oor redding. En so om te verstaan wat hierso gesê word, moet ons besef, en ek weet nie of jy dit al ooit geleer het nie, as die Bybel die woord gered of saved gebruik, dan beteken dit een van 3 dinge. En die konteks sê vir jou watter een van daai 3 is. En dit te doen met die tyd. Die tense. Die term om gered te word in die verlede tyd in die Bybel gebruik, word in die hede tyd gebruik en word in die toekoms gebruik. So dit word gebruik, jy was gered, jy word gered of jy gaan gered word. Maak dit sin? So dit sê vir jou al klaar, wag, hier is 3 verskillende dinge wat aan die spel is. As dit praat van in die verlede tyd, dan praat dit van regverdigmaking. Deur geloof is ons gered. Verlede tyd. So daai dag wat ek op geloof gekom het, toe is ek gered. En wat beteken regverdigmaking? Dit is gered van sonde se straf. In Engels sê ons the penalty of sin, the removal of the penalty of sin. Daai oomblik wat ek regverdig gemaak word, is ek nie meer skuldig voor God nie. As red in die huidige tyd gebruik word, die Here, dan praat dit oor heiligmaking, sanctification. Dit beteken om al hoe meer gered te word van sonde se mag. So met ander woorde, as ek hierdie pad met die Here stap, dan al hoe meer kry ek mag oor die sonde in my lewe, en sonde verloor hulle mag in my lewe. As dit in die toekomstige tyd gebruik word, dan verwys dit na verheerliking. Dan is dit gered van sonde se teenwoordigheid. So dis daai ding van, hulle wat sterk staan tot die einde, sal gered word. So dit verwys na daai glorie, daai verheerliking. Daar's baie skrifte daarna, en so hierdie is 'n oomblik in tyd. Daar's 'n oomblik in tyd wat ek gered was, daar's 'n oomblik in tyd wat ek verheerlik gaan word, maar daar's 'n proses oor tyd
van heiligmaking. Die Engels is baie oulik, hulle het penalty, power and presence. Ons moet maar in Afrikaans ook slim goed gaan soek daarvoor. So kom ons gaan nou terug na ons teks toe. Watter ene word hierso genoem? Sy sal verlos word, so dit klink eintlik eers toekomstig, maar as jy nou na die hele vers kyk, dan praat dit oor die hedentyd. Dit sê, 'n vrou wat betrokke raak om kinders te baar en groot te maak, sy sal daardeur gered word. So ons praat nie oor regverdigmaking nie. Ons praat nie oor jy is nie 'n Christen en jy word 'n Christen nie. Ons praat oor vrouens wat kinders kry, raak dit 'n verskriklike belangrike deel van hulle heiligmakingsproses. Kyk, as jy al ooit kinders gehad het, verstaan jy dit. As jy kinders op 'n godvreesende manier groot maak, maak dit jou nederig. Dit daag jou uit. Dit wys sondes in jou uit waarvan jy nooit eers geweet het nie. Egosentrisme, selfsugtigheid. Maar uiteindelik laat dit jou groei. Dit laat jou groei in die vrug van die Gees, in liefde, sagmoedigheid, goedhartigheid. Dis belangrik om hier uit hierdie teks te sien dat hierdie heiligmaking nie is vir almal wat kinders kry nie. Dis vir die wat hierdie pad met hierdie kinders op 'n sekere manier stap. En dit is te sê, as hulle voortgaan, mits hulle volhou. Sommige verstaan hierdie ook verkeerd en hulle dink hulle verwys na die kinders. Dis net as jy soet kinders het dat jy 'n beter ma en 'n heiliger ma gaan word. Maar dis nie wat dit sê nie. Die enkelvoud van die sy verwys hier na die van Eva. Ons kom van Eva af en deur Eva het die vrouens in hierdie geboorte ding ingegaan en as hulle aanhou daarmee, aanhou waarmee? Hy noem vir ons 4 dinge. Die eerste een is om aan te hou in geloof. Nou dis 'n gegewe dat natuurlik moet jy aanhou glo in God. Maar weet jy hoe moeilik is dit? As jy vir die 14de nag in 'n ry nie geslaap het nie. En jy moet daai kind vashou en sê, die Here is goed. God help. Ek dink nie 'n man kan dit ooit verstaan nie. En dis hoekom hierdie ook 'n boodskap is, nie net vir ma's met babas nie, maar vir die res van die kerk, om te besef, hierdie ouers moet in gebed gedra word. Ek gaan nou iets sê en julle ken nie hierdie persoon nie, maar en ek dink nie sy sal ooit hierdie video kyk nie, maar 'n vriendin van my van lang jare terug, betrokke in die kerk, baie betrokke in die kerk, absoluut betrokke in die kerk. Sy kry 'n dogtertjie wat aan sensoriese verdediging ly, sensory defensiveness. Weet nie of jy weet wat dit is nie, maar dis kinders wat hulle kan nie klere aan hulle lyf hê nie, hulle kan nie kos in hulle mond sit nie. Enige tasbare ding is te erg vir hulle. Nou moet jy dink, hoe gaan 'n babietjie wees? Wat die oomblik wat jy aan hulle vat, die oomblik wat jy klere aan hulle sit, die oomblik wat jy kos in hulle probeer mond moet sit. Haar babietjie het geskree vir die eerste 6 maande. En die moeilike ding is, in die kerk, het van die vrouens dit vir haar baie duidelik gemaak, omdat jy 'n slegte ma is. Sy is nie meer 'n Christen vandag nie. Verstaan jy hoe belangrik dit is, om in daai moeilike tye, 'n netwerk om jou te hê, wat as dit moeilik gaan, vir jou sê, ons wil help, want die Here is goed. Om kinders groot te maak, vir die koninkryk, is een van die belangrikste bedieninge wat daar is. Dit benodig die volle ondersteuning van die kerk. Nie druk van, hoekom het jy nie opgesaai vir die teebediening nie? Dis die eerste ene. Die tweede een is om voort te gaan in liefde, om liefdevol te wees. Kinderopvoeding vereis 'n mate van liefde wat jy nog nooit tevore ervaar het nie. Jy leer wat onvoorwaardelike liefde is. Jy leer wat dit beteken dat iemand 24 uur van die dag afhanklik van jou is. En is moeilik. En dis ongelukkig waar 'n klein aantal ma's en 'n groot aantal pa's uitcheck en sê, ek stel nie meer belang nie. Kinders strek jou vermoë om lief te hê. En as jy aanhou met daai pad stap, dan groei jy in heiligheid. Die derde ding om in te groei is in heiligheid.
Heiligheid is om afgesonder te word vir God, om een kant toe gesit word. So ja, ma wees word 'n groot deel van jou identiteit. Maar om te besef, die grootste deel van my identiteit is steeds, ek behoort aan die Here. Ek is 'n kind van die Here. Om nie daai te verloor nie. Nou, dit gaan baie moeiliker wees om alle kerkbyeenkomste en dinge by te woon, as jy 'n ma van kinders wees. Maar daar gaan baie lang nagte wees, van wakker wees, waar jy nie hoef op Facebook te sit nie, maar waar jy by die Here kan sit, in gebed, sit oorfone aan, luister na preke en audio Bybels. Die lewe gaan moeiliker wees, maar moenie dat dit jou wandel met die Here verwaarloos nie. En dan kom dit hierso en sê, jy moet ingetoe lewe. Nou, 'n ander woord vir hierdie ingetoe is selfbeheersing. Ons het hierdie presiese woord 'n paar verse terug gehad, toe dit gesê het, vrouens moet met selfbeheersing aantrek. So dis die idee om te dink oor wat ek doen. Om nie net autopilot te gaan nie. Om met selfbeheersing, nederigheid, ingetoe, wys oor my lewe te dink. En so dieselfde ding is hierso. Dink oor hoe jy jou kinders gaan grootmaak, kry goddelike hulp, kry advies, pas dit toe. Die idee is hierso, daar gaan moeilike tye kom, waar dit makliker gaan voel om verkeerde besluite te neem, want dit is 'n vinnige uit. Maar om te sê, nee, in selfbeheersing en in wysheid, moet ek aanhou die regte keuses maak, regte keuses maak, regte keuses maak. So kom ons kom nou terug na daai maar toe. En dit is so belangrik. Hy het nou net gesê, vrouens moet nie lerende onderrigposisies in die kerk bo mans inneem nie. Dis God se ontwerp. Kyk wat het gebeur toe Eva probeer het om God se ontwerp te verander. Sy was mislei en sy het gesondig. Maar, met ander woorde, dis nie die einde van die storie vir vrouens nie. Ons los hulle nie daar waar hulle nou maar net met een kant sit en nie leierskap inneem nie en hulle is nou nie so belangrik nie en sit nou maar net daar. Maar, hier is hierdie verskriklike belangrike rol waar vrouens moet floreer. Die vroue as 'n geslag is nie gedoem om weg te kruip nie. Daar's 'n plek vir 'n vrou om te vervul wat geen man kan of behoort te vervul nie. Nou eerstens, geen man kan kinders baar nie, en tweedens, tot enkel pa sal vir jou sê, daar's 'n rol wat net 'n ma kan vervul. So as jy regtig egalitair is, dis nou die ouens wat sê, daar's geen verskille nie, en almal moet dieselfde rol kan vat, dan moet jy verskriklik kwaad wees dat mans nie kinders kan kry nie. Want jy het nou net gesê, almal is dieselfde. Verstaan jy dat die Here sê, nee. Hier gee ek vir daai ons hierdie, hier gee ek vir hierdie groep hierdie, hier gee ek vir hierdie groep hierdie. Ek wil 'n paar kantnotas maak, want dis belangrik, dat ons nie hierdie dinge verkeerd verstaan nie. Hierdie gedeelte leer nie dat mans nie betrokke moet wees by die grootmaak van kinders nie. Ek hoef dit amper eers te sê nie, want daar's soveel in die Bybel oor mans se betrokkenheid by hulle kinders. In God se ontwerp is mans aktief betrokke in die grootmaak van hulle kinders. Maar, weer eens, daar's 'n rol wat net 'n ma kan vervul. Gister het ons Lily se eerste verjaarsdag gehou, en toe praat ons daaroor, want op oomblik toe val Eywa van iets af. Eywa is 3 jaar oud, en sy kom na my toe, maar net vir so rukkie, en toe hardloop sy ma toe. Toe sê iemand ook, ja, elke keer as hulle kinders gekry het, hardloop jy na pa toe, en die enigste rede is om te vra waar ma is. En kyk, dis God se ontwerp. Daar's iets in 'n moeder se sorg wat God nie vir mans gegee het nie. Nou weet dit, mans moet nie uitcheck nie. Jy moet daai rol vervul. Maar God het moeders vir iets spesiaals gemaak. Die tweede ding is wat ons ook moet besef. Hierdie teks sê nie dat slegs vrouens wat kinders het heilig kan word nie. Dis nie wat dit sê nie. Die Bybel het baie voorbeeld van vrouens wat nooit kinders gehad het nie, maar wat geblom het in hulle verhouding met die Here, en die Here het hulle op 'n ander manier daar gebring. Ons het die storie van Anna, wat as 'n jong vrou voor sy kinders gehad het, is haar man dood. En sy het die res van haar lewe die Here gedien in die tempel. En sy het hierdie belangrike rol gehad om Jesus vas te hou toe hy 'n klein babietjie was. So as dit nie in jou vermoë is om kinders te kan hê nie, dan is jou eerste vraag, het die Here my geroep vir aanneming? Het die Here my geroep vir pleegsorg? Dis jou eerste vraag. Het die Here my vermoë om my eie kinders te kry weggeneem, sodat ek die rol van 'n pleegouer kan vervul? Maar as die antwoord selfs daar nog nee is, dan is daar iets anders. Jy mis nie uit as 'n vrou, as hierdie nie deel van jou lewe is nie. Die derde ding is, God skilder die tipe gemeenskap wat hy wil hê. 'n gemeenskap waar mans
optree en sy kerk lei en hulle families lei. Mans wat regtig opstaan in heiligheid en in leierskap en in goedheid en in liefde om daai rol te vervul wat God vir hulle gegee het. Maar ook 'n gemeenskap waar dit hoog gerespekteer word as vrouens kies dat kindergrootmaak die hoogste roeping van my lewe gaan wees. Nou weer eens, ons gefeminiseerde wêreld frons as 'n vrou sê, ek wil my kind grootmaak. Ek wil nie gaan werk nie, ek wil by die huis bly. Volgens daai kondisie wat ons gehad het, dis die vrouens wat misluk in die samelewing wat maar by die huis moet bly en kinders grootmaak. Dis die vrouens wat dit nie kan maak in die wêreld nie, wat maar by die huis moet bly en kinders grootmaak. God sê, nee, dis my grootste roeping op jou, om te fokus op jou kinders. Vierde ding wat ek wil sê, dit beteken ook nie, dat vrouens net kinders moet grootmaak nie. Ek sê hierdie dinge, dan kom iemand na die tyd sê, ja, Karel, jy het mos gesê, vrouens mag nie werk nie. Nee. 'n Vrou het 'n verskriklike belangrike rol in haar familie teenoor haar man en haar kinders, maar daar kan meer daaraan toe wees. Ons het voorbeelde van Lydia, besigheidsvrou, Deborah, leier van die volk, en die Spreuke 31 vrou wat 'n besigheid gehardloop en ran het met lappe en alles. Maar selfs by die Spreuke 31 vrou, as jy dit gaan lees, dan sien jy, dit het nie veroorsaak dat sy haar man en haar kinders afskeep nie. Haar werk het nie belangriker vir haar geword as dit nie. Die vyfde ding wat ek wil sê, die doelwit is nie om vroue wat hulle kinders in dagsorg moet sit, omdat hulle moet werk, te laat skaam voel oor hulle keuses nie. Dit is die werklikheid vir party vrouens in ons stikkende samelewing. En ek weet, baie van die vrouens wens hulle kon, maar dit gaan net nie werk nie. Maar as jy in daai posisie is, waar jy moet werk, wil ek jou aanraai om vir jou 'n ouer man en vrou, 'n paartjie te kry, waarvoor jy baie respek in die Here het, en om met hulle 'n gesprek te gaan hê oor, moet ek werk? Want ongelukkig, baie keer is die antwoord, ek moet werk om my standaard van lewe te hou. Kinders het 'n ma baie meer nodig as luksehede en gemak. So baie keer is dit, as ek afskaal, dan kan dit werk. Baie keer is dit, ek wil werk, want ek hou nie van om my kinders te wees nie. Dis ook 'n probleem wat aangespreek moet word. Maar ons as 'n samelewing kan ook werk daaraan om dit makliker vir ma's te maak om hulle kinders groot te maak. As jy 'n baas is wat ouens het wat vir jou werk, betaal hulle genoeg dat die ma nie ook hoef te werk nie. As jy 'n jong vrou is, kies 'n man wat vir jou kan sorg. Maar dit is regtig moeilik om, soos ek sê, om vaste reëls hier neer te sit. Jy mag, jy moet nie. Hierdie is baie meer kompleks as dit. Dis hoekom ek sê, gaan kry vir jou iemand wat die pad saam met jou kan stap, wat na jou lewenssituasie kan kyk en kan sê, in my geval, moet ek iets verander, of is dit wat die Here besig is om te doen? Nou, 'n ander ding ook om te onthou is, kinders grootmaak is net 'n seisoen. Vir die meeste vrouens met kinders is daar 'n BC en 'n AC, before children and after children. En dan raak dit belangrik om te sê, daar's 'n tyd waar ek hieroor moet fokus, maar ek moet ook begin dink, wat gaan ek daarna doen? Laat ek nie in hierdie depressie verval van Leones-sindroom, van die kinders is nou weg nie. Wat is die volgende fase van my roeping? Nou, weer eens, ons samelewing maak dit so moeilik vir vrouens om so te dink. Ek kan werk, ek kan kinders kry, ek kan weer werk. As jy enige mediese beroep is, en jy moet jy by die HPCSA registreer, en as jy jou HPCSA laat deregistreer, is dit ongelooflik moeilik om dit weer te kry. Dis verskriklike eksamens en geld wat jy moet spandeer. 'n Christelike samelewing sou sê, jy wil kinders grootmaak, great, ons sien jou weer oor 18 jaar. Maar dis nie ons samelewing nie. Ons samelewing maak dit moeilik vir vrouens. So, dis die volgende punt wat wil maak is oor oumas en oupas. As jy ouma en oupa hier is, moet jy besef, jy het 'n verskriklike belangrike rol van ondersteuning, maar jy moet versigtig wees dat jy nie die rol oorvat wat God vir jou kind gegee het vir die kleinkind nie. Daar is 'n heiligmaking wat moet plaasvind in daai ma se swaar kry. Wat oumas en oupas nie moet ingryp en die swaar kry wegvat nie. Weer eens, dis moeilike lyne hierdie. Jy moet gaan uitvind by die Here, waar help ek, waar ondersteun ek? Want dis Bybels dat grootouers moet wees.
Maar 'n grootouer wat heeltyd inhardloop, heeltyd die kinders vat, dat hierdie ma nooit die pad van kindergrootmaak stap en heiligheid daaruit beleef nie, dan ontneem jy jou kind iets wat die Here vir hulle beplan het. So wees versigtig. Nou, ek weet in ons kerk is dit baie keer die teenoorgestelde. Jy wens jy kan jou kinders in Amerika net bietjie meer vashou. Jy wens jy kan net bietjie meer by jou kinders uitkom. Maar moenie inmeng by wat God besig is om te doen nie. So, ten slotte dan nou, mans en vrouens is verskillend. Is dit nie erg hoe stikkend ons wêreld is dat ek dit moet argumenteer en verdedig nie? Mans en vrouens is verskillend. 'n Paar dekades gelede was die stryd in die kerk om te sê, gee vir mans en vroue gelyke waarde, want die samelewing het dit nie gedoen nie. Die samelewing het vrouens se waarde onderdruk. En die kerk, die goeie kerk het daai tyd het gesê, nee, mans en vrouens is op dieselfde vlak. Nou is die stryd, hou op om die verskille tussen mans en vrouens te ignoreer, want die wêreld doen dit al hoe meer. En kerke wat die wêreld wil bly maak, hardloop agterna en hulle doen dit ook. Maar die Bybel sê, vind vreugde in die verskille. En dis 'n komplementerende, so ons het mekaar nodig. Wat die vrouens kan doen en wat die mans kan doen, moet saamkom om 'n gesonde samelewing te maak. Een van hierdie dinge omtrent hierdie heiligmakingpad is, as jy regtig hierdie pad begin stap, dan raak jy baie keer geskok aan goeters wat ek geglo het in die verlede. As ek regtig 'n pad met die Here begin, dan dink ek, hoe kon ek dit in die verlede gedink het? En dit is 'n goeie plek om te wees. Dis 'n goeie plek om by 'n punt te kom waar jy glo iets en jy lees dit in die Bybel en dit bots daarmee en nou is daar hierdie struweling en hierdie wrywing en hierdie oorlog in jou en uiteindelik kom jy daardeur en jy's nie net stem nie net saam met wat die Here sê nie, jy's bly oor wat die Here sê. Jy sien die goedheid van wat die Here sê. Dat die Here Christus het ontwerp vir sy volk, vir sy mense, vir sy samelewing, vir sy families wat goed is. En as ons al hoe meer begin luister en doen, dan gaan ons al hoe meer groei en gered word en in heiligmaking groei. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U 'n God is wat lief is vir ma's en wat verstaan hoe dit voel om 'n ma te wees. U sê selfs as u voel soos 'n hoender wat die kykend onder die arms wil intrek. Here, ons lewe in 'n samelewing wat baie keer soveel druk op ouers en ma's sit, dat kind grootmaak is nie genoeg nie. Wat meer bied jy vir die samelewing? Here, dankie dat U soveel anders is. Dat U soveel waarde heg aan 'n ouer wat haar hart insit om haar kinders groot te maak in die weë van die Here. Here, ons wil bid ook vir 'n kerkgemeenskap en 'n samelewing wat hierdie ouers kan ondersteun, veral die enkelma's. Veral die ma's wat geen hulp by die huis het nie. Here, dat ons as 'n kerk nie sal in die besigheid wees om hulle te laat sleg voel oor hulle lewens nie, maar sal intrek en omgee en help. Here, dankie dat U goed is. Dankie dat U maniere goed is, dat U planne en die weë en die wette goed is. Help ons om al hoe meer in lyn te kom met wat U sê. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Jezus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees.